Goeiedag, graad 8. Vandag kyk ons na die interaksies en interafhanklikheid binne die omgewing. En die eerste woordjie wat julle moet ken is die woord ekologie. Nou, ekologie verwys na die studie van ekosisteme. Maar die woord ekosisteem verwys weer na die interaksies of verhoudings of wisselwerking tussen die lewende wat biotiese komponente is. Okay, lewend, ander naam vir lewend is biotiese komponente en die nie-lewende wat ook abiotiese komponente genoem word. Alright, in 'n spesifieke omgewing. So die studie van daai interaksie of wisselwerking tussen die lewende en die nie-lewende komponente, dit staan bekend as ekologie. Alright, baie belangrik om dit te ken. Nou hierdie prentjie wat julle nou hier gaan sien, die volgende prentjie wys vir julle 'n omgewing met lewende en nie-lewende komponente in. Dis so raas hierdie motorfiets wat nou hier verbyry genade. So ja, so die lewende, soos ek sê, is die, kom ons wag, wat is daai weg. Die lewende komponente, soos ek sê, is byvoorbeeld die voëls en die visse en die paddas en die plante en die sampioene. Alright. En dan maar ons weet ook buiten die lewende komponente in 'n spesifieke omgewing of ekosisteem is daar ook abiotiese, soos jou sonlig, jou water, lug, grond, klippe, temperatuur ensovoorts. Alright, wat jou nie lewende komponente is. Nou, van die silabusse, van die graad 8 silabusse, verwys na abiotiese komponente as fisies of chemiese abiotiese komponente. So as dit 'n hele silabus is dit maar net om vir julle die verskil te gee tussen daai nie-lewende komponente. Sodra 'n nie-lewende komponente gesien en of gehoor en of aangeraak kan word, soos 'n klip, alright, of 'n wind wat gehoor word, verstaan, of jy kan ook rotse sien, dan beteken dit dis fisiese abiotiese komponente. Maar sekere abiotiese komponente kan nie gesien word nie. Alright, en dan is dit chemies. Soos jou klimaat kan jy nie sien nie. Jy ervaar jou klimaat, maar jy kan dit nie sien nie. So hou dit asseblief in gedagte ook. Of sonlig. Jy weet daar is sonlig want dit is helder, maar jy kan nie dit fisies sien nie. So dan is dit chemiese abiotiese faktore. Nou hier is 'n prentjie vir julle wat vir julle illustreer van wat bedoel ons by die wisselwerkings of die verskillende interaksies tussen lewende en nie-lewende komponente. So hier kan jy baie sien. Jy kan byvoorbeeld sien visse wat hier in die rivier swem. Visse is lewend, maar die water van die rivier is nie lewend. Jy kan byvoorbeeld jakkals sien wat afkom seker om 'n vis te vang of om water te drink. Dit is afhanklik daarvan want dit les die dors. Daar's natuurlik ontbinders wat jy hierso sien, wat organismes wat finaal afbreek. En dis gewoonlik mikroorganismes wat in die grond is, wat dooie plante en diermateriaal finaal afbreek en dan sekere voedingsstowwe weer beskikbaar stel vir ander grondorganismes om weer te eet. En daai grondorganismes dien weer as voeding. Verstaan, organismes is aangepas by 'n spesifieke omgewing se klimaat wat abioties is. Verstaan, sekere organismes soos plante maak staat op sonlig vir fotosintese. Die plant is lewend, son is natuurlik nie lewend. So dit is 'n beautiful prentjie wat vir julle illustreer die interaksie tussen bioties en abiotiese komponente. En die studie van dit in 'n omgewing, dit is ekologie. Nou daar's 4 vlakke van ekologiese interaksies. Almal van hierdie definisies, hierdie eerste gedeelte van die werk het verskriklik baie definisies wat julle moet ken. En hierdie 4 is begin die definisie, ekologie is die eerste definisie wat julle moet ken. Maar dan bioties en dan abioties. Maar julle moet ook weet wat 'n bevolking is. So ons praat van 'n bevolking mense, of 'n bevolking zebras, of 'n bevolking bobiane. Dan moet jy weet, dis omdat dit 'n klomp individue is van dieselfde spesies wat bymekaar in 'n omgewing is. En dan staan dit bekend as 'n bevolking of 'n populasie. Nou as jy in 'n omgewing verskillende bevolkings het, soos hierso het jy bevolking voëls, 'n bevolking kudus, 'n bevolking zebras, 'n bevolking kameelperde, hase, wurms, muskruiers, whatever. Sodra 'n klomp verskillende spesies of bevolkings binne 'n spesifieke omgewing voorkom, dan verwys ons na dit as 'n gemeenskap. Die volgende enetjie is ekosisteem, wat ons eintlik reeds gedoen het. Want die studie van ekosisteme is natuurlik ekologie en dit verwys na die lewende wat biotiese komponente is,
wat 'n interaksie het met die nie-lewende komponente. Alright, maar sodra dit in 'n omgewing is, lewend en nie lewend in 'n omgewing, praat ons van daai omgewing as 'n ekosisteem, want dit bevat abioties en biotiese komponente. Dis 'n ekosisteem. Die studie van hierdie interaksies, dis ekologie. Dan vierde een in die woordjie is biosfeer. En biosfeer verwys na al die areas, al die omgewings, en ons praat ook al van 'n sfere, wat lewe op hierdie planeet kan onderhou. En ons weet daar kan lewe voorkom in die lug, ons weet daar kan lewe voorkom op die land, en daar kan ook lewe voorkom in die water. En daai sfere of omgewings word atmosfeer genoem, as dit gasse is, soos byvoorbeeld voëls wat in die atmosfeer rondvlieg. Die hidrosfeer verwys na water, die waterareas, het vir dit damme is, of mere is, of oseane is, of vlei lande is, maar dit verwys na hidrosfeer. En dan die litosfeer, ons weet ook as 'n klomp organismes wat in die grond kan lewe. Nou litosfeer, hidrosfeer en atmosfeer staan saam bekend as die biosfeer. Dan kyk ons hier na verskille tussen ekosisteme. Alright, 'n landelike ekosisteem, dit wil sê jou grond en jou bosse en jou grasse en jou heuwels, koppies, berge ensovoorts, dit staan bekend as 'n terrestriële ekosisteem. Alright, en dan sodra jy 'n water ekosisteem het, dan staan dit bekend as akwatiese ekosisteem. En ons weet altyd hierdie ekosisteme, voorbeelde van ekosisteme, bevat natuurlik bioties en abiotiese komponente. Daar's mos klippe onder die water, daar's nog grond onder die water, daar's lug binne die water, wat abioties is, as temperatuur van die water, dis abioties, maar daar's ook visse, verskillende akwatiese diere, wat lewe, jou seewiere en alge en so aan, bamboes, wat ook al kan sit en groei, of grasse. Dis akwaties. Ekosisteme kan of terrestrieel wees, naamlik landelik, of dit kan akwaties wees, naamlik water. En aan die regterkant sien ons, in ekosisteme werk alles saam as 'n stelsel. Want sodra ons een van daai biotiese of abiotiese faktore verwyder, dan gaan die stelsel nie meer lekker funksioneer nie. Maar dis die woord stelsel. Organismes se oorlewing in ekosisteme word bepaal deur aanpassings. En ons gaan praat oor hierdie aanpassings later, dat jy kan sien hoe sekere organismes aangepas is om in hulle spesifieke omgewings, het sy dit 'n landelike of terrestriële omgewing is, het sy dit 'n water of akwatiese omgewing is. Hier gee ek vir julle voorbeelde van terrestriële en akwatiese ekosisteme. Nou jy kry natuurlik omgewings of ekosisteme wat beide terrestriël en akwatiese ekosisteme kan bevat. Maar as ons kyk na bosse is natuurlik terrestriël, grasvelde is terrestriël, woestyne is terrestriël, varswater, riviere, hardloop deur terrestriële, maar die rivier self is die akwatiese ekosisteem, maar daar is ook landelike areas wat jou terrestriële ekosisteme gaan wees. Soutwater, oseane is natuurlik akwatiese ekosisteme, morasse is weer 'n kombinasie van daai ekosisteme, ensovoorts. Hier is net vir jou 'n paar voorbeelde daarvan van hierdie verskillende ekosisteme. Dan ander definisies wat julle baie goed moet ken. Nou, ons weet reeds wat bioties is. Nou, dis jou lewende komponente in 'n ekosisteem. Abioties is jou nie lewende komponente in 'n ekosisteem. Bevolking het ons gesê verwys na 'n klomp individue met eenderse kenmerke, naamlik individue van dieselfde spesies. Dis 'n bevolking. Verskillende groepe of bevolkingsspesies is 'n gemeenskap. Die studie van die wisselwerking of interaksie tussen lewende en nie lewende komponente in 'n omgewing, dis ekologie. 'n Ekosisteem het ons gesê, dis die omgewing wat bioties en abiotiese komponente huisves, en dan biosfeer het ons gesê mos, dit is jou atmosfeer, jou hidrosfeer en jou litosfeer gesamentlik. Dis al die omgewings wat lewe kan onderhou op hierdie planeet. So behalwe hierdie klomp, is daar ook ander definisies wat baie belangrik is vir julle om te ken. Soos individu, wat verwys na 'n enkele organisme. Spesie, wat weer organismes is met eenderse kenmerke, maar baie belangrik, ek gaan dit nou sommer highlight in 'n ander kleur ook, so belangrik is dit. So hierdie ding is actually drievoudig.
baie belangrike 3 komponente van hierdie definisie wat jy moet noem. So dis organismes met eenderse kenmerke of soortgelyke kenmerke, hulle moet kan kruissteel en dan vrugbare nakomelinge produseer. Dit wil sê hulle kinders moet ook kinders kan maak. En sodra jy sit met organismes wat voldoen aan hierdie 3 vereistes, dan staan dit bekend as 'n spesie. So dis wat 'n spesie is. Belangrik, asseblief leer jy goed. Dan 'n aanpassing. Dis 'n biologiese meganisme wat organismes verander en hulle in staat stel om 'n omgewing of 'n nuwe omgewing te kan oorleef. Want ons weet mos, omgewings kan ook verander as gevolg van natuurlik of menslike versteurings. Maar daai aanpassings, biologiese aanpassings of meganismes wat organismes het om in hierdie omgewings te kan oorleef, dit staan bekend as 'n aanpassing. Dan die ander woord is uitgestorwe, moet julle ook ken. En dit is wanneer 'n volledige spesie of ras glad nie meer bestaan nie. Hulle is vir ewig verlore. Hulle is almal dood en as nêrens meer niks van hulle nie. Dan praat ons van dis 'n uitgestorwe organisme of spesie. En het ek vir julle 6 of 5 voorbeelde. Die dodo is daar, die wolharige mammoet, T-Rex wat ons natuurlik weet, die quagga wat julle miskien, die Kaapse leeu ensovoorts. Dus daar is baie voorbeelde. Julle kan dit vir interessantheid gaan Google. Nou van hierdie ouens kon natuurlik deur natuurlike faktore uitgesterf het. Van hulle kon natuurlik deur menslike faktore uitgesterf het, maar die punt is hulle bestaan nie meer nie. En as daai spesifieke spesie nie meer bestaan nie, is dit uitgestorwe of uitgesterwe. Kyk, so leer dit asseblief daai definisies. Nog 'n paar definisies wat jy moet ken, wat natuurlik te doen het met voeding, voedingswyses, is die volgende. As organismes insekte eet, hulle eet slegs insekte. En as jy nie weet wat 'n insek is, is 'n enige organisme wat bestaan, wat 3 pare bene het, of 3 pare pote het. Dit is 'n insek. Nou, organismes wat sleg insekte eet, is insektivore, soos die verkleermannetjie wat julle hierso sien. Dan kry jy organismes wat slegs plante eet, soos byvoorbeeld hierdie kudu wat julle hier sien, en dit is 'n herbivoor. Dan kry jy organismes wat slegs vleis eet, wat bekend staan as 'n karnivoor, soos hierdie willehond. Dan kry jy organismes wat dooie plantmateriaal afbreek. Dit staan bekend as detrivore, soos aardwurms en houtluise. Dan kry jy organismes wat plant- en diermateriaal eet. Dit is omnivore. Ons mense is 'n voorbeeld van 'n omnivoor. Jy kry mense wat natuurlik besluit om slegs op 'n karnivoriese dieet te gaan, of jy kry mense wat slegs besluit om 'n vegan dieet te volg, maar ons is in staat om plant- en diermateriaal te kan eet. En dan as ons kyk na hierdie laaste 3 definisietjies wat julle hierso het, is dit voorbeelde. Ons weet mos nou die jag of die luiperd wat julle hierso sien. Dis nie 'n jagluiperd, dis 'n luiperd wat nou hierdie bok vang. Ons weet dis 'n karnivoor, die luiperd, maar die manier hoe hy sy bok vang, die feit dat hy jag maak op sy prooi, sy kos, staan die luiperd bekend dan as 'n predator. Alright, so dis wat 'n predator is. En dan kry jy organismes wat eet op dooie diere. Ons noem dit 'n aasdier, so hyenas ook, aasdiere. Okay, en hulle is ook natuurlik karnivore, maar hulle is aasdier oor die feit dat hulle dooie karkasse en so aan afbreek. En dan kry jy 'n groep organismes wat mikroorganismes is, wat nie met die blote oog gesien kan word nie, wat die finale ontbinders is van alle lewende materiaal of alle lewende organismes wat doodgaan, plant of diere, wat finaal afgebreek word, wat dan die voedingsstowwe fisies vrystel in die water of in die grond. Dit staan bekend as ontbinder. En dit is al vir hierdie video. So baie belangrik, hierdie video gaan eintlik net oor definisies, ekologie en 'n klomp ander definisies.